Jesus. Here, U is goed. Ons is lief vir U. Ek vra dat U vanmôre die woord wat uitgaan, selfs soos die worship wat uitgaan, Here, U verheerlik. Ek vra dat U die fokus sal wees vanmôre, dat elke persoon op U sal fokus, U sal hoor. U is kosbaar, 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 Here. Heilig, meer is wat ons kan dink, waardig, meer is wat ons kan dink, of ooit beskryf. Word verheerlik vanmôre, Here. U is heilig. Amen. Perfect. Okay, so, vanmôre, hierdie ouetjie wil 'n paar keer blaai, sien ek. Lisa, ek dink, ja, nee, ek moet hom ergens, hy is hier binne, daar is hy. Okay, ek sê net, sy moes nog vanoggend gery het, vanoggend was hektiek, nog teruggery het vir dit. So, wat ek verduidelik vanoggend, wat ek, toe ek in voorbereiding vir vanmôre wat ek sien, is asof ons almal koels op ons belt het, hierdie, ek wil nou nie sê jy is soos 'n Rambo tipe van hier Karl Bolyf met die muscles wat pop nie, maar wat ek sien in profeties sien is spesifiek waar ons beweeg is asof ons koels op ons belt het, maar dit het geen plofstof binne nie. En ons kan nie 'n koel kan nie sy doel verrig sonder plofstof nie. En die konsep en wat ek sien as die plofstof is die Heilige Gees is die Here hy is die substance in dit. Ons kan nie ons doel verrig wanneer hy nie binne dit is nie. Wanneer ons hom nie deel maak van dit wat ons doen en dit wat ons verwerk of dit wat ons roeping is, wanneer ons hom nie deel maak daarvan nie, is daar geen substance in hierdie konsep wat uiters 'n baie groot impak gaan maak. Maak nie saak of dit nou punt 22 is of 375 nie, dit het 'n groot impak nog steeds. Ek hoop 375 is 'n geweer. Vir een guys. Maar great. Matteus 22 vers 36 tot 37, die groot gebod. Die Fariseërs gesels weer met die Here en sê, maar wat is die belangrikste van dit alles? Waarna is dit wat ons eintlik nou moet omsien? Wat is die belangrikste van al die gebooie? Ek praat net oor die eerste een en hy stel hom tog gelyk aan ons liefde vir mekaar. Maar die eerste een wat ek op wil fokus is wat hulle sê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom en sê, jy moet die Here, jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Alles van ons, elke wese, elke proses, elke ding wat gebeur in ons is gefokus op hom. Moet hom lief hê, moet absoluut funksioneer uit 'n plek uit van wat is dit wat hy wil hê ek moet doen? Wat is sy wil? As ek lief is vir my pa, as ek lief is vir my ma, wat doen ek? Ek eer. Wat doen ek? Ek luister, ek is gehoorsaam. En soveel meer wil ek ook hê ons moet met alles wat ons doen, hoe ons dink, hoe ons funksioneer, waar ons loop, waar ons leef, wat ons beleef in gees, mag alles gegrond wees op fondasie gebou word van Jesus, die groot gebod. Jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Wat ons beginpunt as dit kom by godsdiens, Romeine 12 vers 1. Ons sê baie kere oor die YouVersion, as julle nie die afgelope kere gehoor het nie, ons is op YouVersion. Julle sal sien by die events is daar heilig vir hom vanmôre. Romeine 12 vers 1. Paulus, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Die Engels sê this is your proper worship. Redelike godsdiens klink soos die beginpunt, dit klink soos okay, hier's vir jou iets waar jy kan begin as ek sê, yes, jy moet jou redelike spoed wat jy ry op die N1 is op minimum 80, al frustreer dit elke persoon, soos die redelike spoed, die minimum spoed wat jy kan ry. Hierdie is jou minimum, jou liggaam as 'n offer, lewende, welgevallige offer aan God. So dis uit die posisie uit wat ons baie kere moet beweeg. Here, nie my wil nie, maar U sin. Ons sien selfs met Jesus dat hy konstant weggebreek, konstant, Here, U wil, nie myne nie. Self in oomblikke waar ons weet hy het bloed gesweet, waar hy self nie die koppie by hom wou laat verbygaan. Here, nog steeds nie my wil nie, maar U wil. Net soveel was sy liggaam 'n
'n absolute offer vir dit wat die Here wou gedoen het deur hom. Ek praat met die tieners, ek stuur so 'n boodskap uit, dit was, seker so 2 weke terug omtrent, in die kar op pad soontoe. Ek wil nie hê, die een ding wat ek nie wil hê met die tieners, ek het nou onlangs tieners by die hoofkampus begin doen, en die een ding wat ek nie wil hê tydens hierdie hele wegbreek van kerk, om 'n tienerkerk stop en vakansie, ek sê ek beskryf dit vir hulle so, maar en dis maklik om te verstaan, maar nie om vir God, vir Jesus, die Heilige Gees by die huis te los wanneer ons op vakansie gaan nie. En dis hoekom ek heeltyd seker maak, wil die heeltyd seker maar so 2 weke op 'n slag, 2 keer 'n maand, daarom seker maak, soos jy het nie, ek wil nie sê jy het nie 'n verskoning nie, maar ek's nog steeds besig om dit wat aan my toevertrou is nog steeds goed te bewerk. Nie, ek's op vakansie nie, soos ek kan nou rustig wees, maar nog steeds hulle geestelike toestand word nou my verantwoordelikheid. Soos vanmôre is sterkte vir my, maar is julle my verantwoordelikheid. Ek was nog nooit vir soveel mense verantwoordelikheid. Okay. Maar die konsep wat ek toe vir hulle verduidelik, kom uit 1 Timoteus 4 vers 7 tot 8 uit. Jy kan hom al opsit, maar ek spring gaan na vers 12. Toe vers 12 spesifiek vir die tieners het gepraat oor moet jy jou jonkheid verag nie. Wees 'n voorbeeld in jou wandel, in jou gees, in jou geloof, in jou liefde. Daar was nog 'n L, onthou ek moes die rympie in die kar vir my sê. En die laaste een was in reinheid. En daai is 'n groot sleutel vir môre wat ek wil hê ons moet, julle gaan dit baie hoor, julle gaan dit baie sien. En is nie net vir die jong mense nie. Ons is geroep om anders te wees. Ons is nie van die wêreld nie, ons is geroep om die sout te wees, ons is geroep om die lig te wees in die wêreld. Hierdie is die voorbeeld wat ons moet wees in ons wandel, in ons werke, in ons geloof, in ons liefde, in ons gees, in ons reinheid teenoor die Here, in ons reinheid met hom binne ons lewe. Was 'n mooi beskrywing wat ek tog raak gelees het, wat sê ons werk uit, we practice, we work out what God has already worked in. Dit wat al klaar binne jou gewerk is, dit wat die Here binne jou geplaas het. Ons praat van jou geestelike gawes. Is jy klaar besig om te verwerk? Dit die Here al klaar binne jou gesit het, is jy besig om te verwerk? Is jy besig om meer te woeker? 1 Timoteus 4 vers 7 tot 8, en dit het ek ook vir hulle gebruik. Maar verwerp onheilige en oudtydse fabels, ou tannie stories, en oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Ek sê nie vir julle wat New You onlangs ook gedoen het, is nie tot niks nie, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordigheid en die toekomstige lewe en die toekomende lewe het. So jou belofte, jou beloning is vas as jy jou geestelikheid se fiksheid oefen. Hoekom is ons geestelike fiksheid belangrik? As ons nie baie Bybel lees nie, is 'n halfuur vir ons baie. As ons nie baie bid nie, is 10 minute vir ons baie. As ons nie profeteer, oefen om te profeteer nie, is die eerste keer wat ons profeteer en dis hoekom ons die kursusse ook doen. As ons die eerste keer profeteer, is dit wat nou? Jesus, Here, ek hoop sien reg. Ek hoop ek sien reg. En dis omdat ons dit nie geoefen het genoeg nie. Paulus sê van alles, dat is om Paul daar, maar is Paulus wat sê van alles smag om te profeteer. Hoekom profeteer spesifiek? En dit gaan nie oor Jesus, ek gaan nou vir jou toekoms vir jou absoluut uitlei, maar is eintlik profeteer is verhouding met die Here, hoor wat hy sê en verstaan wat hy sê. Eintlik net kan interpreteer dat wanneer die Here met ons praat, erken ek jou stem. Nou weet ek wat om te doen. En dis profeteer uit en uit. Al is dit net vir jouself. Profeteer ook oor ander mense. Yes. Maar profeteer is verhouding met God. En dis hoekom ek sê dit is so belangrik om fiks te raak in dit. As vir Rolf en vir Jarko wat beplan om Comrades te hardloop, hulle is nie nou net besig om soos kyk cool, wanneer daai dag kom, gaan ek lekker hardloop. Wanneer daai dag kom, nee. Hulle is nou besig om te draf. Hulle is nou besig om die tekkies te koop. Hulle is besig met al die voorbereidings sodat wanneer die dag kom, is hulle gereed. Is hulle fiks genoeg? Is hulle in 'n posisie ver genoeg sodat hulle kan voluit, okay, wel die hardloop in die begin voluit nie, maar sodat hulle voluit in dit kan hardloop, sodat jy gereed is vir dit. En net so ver wil ek vir jou ook Engels sê implore, ek wil jou vermaan, maar dit klink so intens, dat oefen, begin by 10 minute 'n dag, werk dit op, soos wat ek meer tyd met Lisa ook aan die begin, soos ek meer tyd aan die begin met haar spandeer het, yes, meer lief vir haar geraak, great, nou wil ek bietjie meer, nou wil ek bietjie meer hê, en nou het ons getrou, so, ek weet nie, wat kan ek, nou het ek genoeg, nee, maar
oefen jou fiksheid. Jy gaan ook nie met profeteer, gaan jy nie iewes skielik jou volgende 10 jaar plan in 'n blueprint kry nie. Maar jy mag moontlik môre se boodskap of self, ek het baie kere, en dis 'n klein dingetjie, maar dis op 'n tyd toe ek het geoefen het om as daar traffiek is, baie kere en traffiek was vir my soos dis 'n ding wat ek verpes. En soms kan nie om dit kom nie, maar baie kere self met robotte, waar ek stop, waar ek draai, wat se pad ek vat. Here, ek het hierdie twee opsies voor my, wat sien gaan vir my beter uitdraai. En dit draai vir my beter uit. Ek kom vinniger by die kerk. Ander mense wat soms baie keer as hy agter my ry of ander mense saam met ons ry kerk toe, kom ek beter uit. Dis 'n klein oefening, maar net, Here, ek wil u stem hoor self in wanneer ek in traffiek sit. Wie normaalweg doen dit? Ek's weird, ek doen dit. Maar jy sien die Here se hand daarin. En dis hoekom ek so wil fokus op beoefen om geestelik fiks te wees. Hoe lewe ons as ons in gehoorsaamheid wil leef, as ons met rein harte in afhanklikheid van die Here wil funksioneer? 1 Petrus 1 vers 14 tot 20. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, en hierso wil ek stop, vanoggend sê ek vir die diensspan ook, wat word aan die einde, so hy oordeel volgens ons werk, aan die einde, wanneer die Here kom, wanneer ons werke getoets word, is dit ons werke, dit wat ons fondasie waarop ons roeping, en Driek wat laas ek praat oor ons roeping, jou roeping is nie net altyd uit en uit bediening nie, maar jou werk, dit wat jy doen, as moeder, as kleuterskooljuffrou, wat baie moeilik is baie keer, as kleuterskooljuffrou, as selfs iemand wat worship moet doen, hoe het jy dit bestuur? Volgens elkeen se werk, wat eventually geweeg gaan word, is jou werke. Ons sien, ons werke gaan deur die vuur gesit word om getoets te word. Nie ons harte nie. Baie kere kom ons by die plek van, maar die Here ken my hart. Hy weet wat ek eintlik wil doen. Ek is net bietjie moeg vandag. Ek wil, jou werke is dit wat getoets gaan word. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En baie kere kom ons by die plek wat ons moet kies. Ons werke word op die einde van die dag getoets. Jou roeping, wil ek amper sê, op die einde van die dag word getoets. Waarop het jy dit gebou toe jy besluit het, Jesus, ek funksioneer 100% in dit wat die Here my roeping ingesit het, of die roeping wat hy in my gesit het. Daai werk, omdat jy dit gedoen het uit 'n rein hart uit, Here, ek is afhanklik van U, Here, ek wil beweeg met U, U wil, nie my wil nie. Wanneer dit deur die vuur gesit word, is dit die ding wat gaan bly staan, want is gebou op hom. Lees verder vers 17. En as julle hom, ek lees weer 17, as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees, nie bang nie, maar heilige vrees, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewe is nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Ek het Jesus ingesit, van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is om julle ontvul. Ons roeping is baie kere die werk wat ons in funksioneer. Ons werk is ons roeping wat ons baie kere in funksioneer. Beide kante toe, maak nie saak hoe jy hom wil sien nie. So wees bruikbaar, wil ek sê. Lê alles neer. Die een ding waarvoor ek baie bang is, en ek aan die een kant is ek semi bly, hoor my hart, is ek semi bly, ek tree terug, as ek nou terug gaan hoofkampus toe, is worship nie weer die volgende rol wat ek inneem nie. Ek tree eintlik terug, dit gaan baie meer pastoraal wees. En aan die een kant is ek semi bly daaroor. Hoekom? Ek sien baie uit om eintlik terug te kan sit en te evalueer. Waarop het ek self worship gebou? Het ek later in 'n posisie ingetree, en ek weet ek praat nou oor bediening, maar ek wil hê jy moet jou werk in konteks sit.
het ek, toe dit my verantwoordelikheid nog was, het ek baie kere net beweeg in, okay, hierdie doen ek al vir 4-5 jaar, so ek weet redelik wat om te verwag, ek weet redelik wat om te doen. Was ek altyd in afhanklikheid? En ek kan sê, ja, ek was, en ek kan net soveel sê, op ander kere was daar kere wat, tyd is nou min, kom ek maak gou 'n plan. En uit 'n plek uit wil ek seker maak dat selfs al het ek planne gemaak, was dit nog steeds nie uit, hierdie gaan nou Bianca se stem laat mooi klink, of hierdie gaan die worship laat mooi klink, of hierdie gaan my stem laat mooi klink, oor hierdie stukkie klavier wat ek insit. Nee. Ek is baie kere bang dat uit rotine uit, en of ons plumbing doen, en of ons logistics doen, of enige iets wat nie altyd uit en uit bediening is nie, is ons so afhanklik dat ons dit doen nog steeds uit, al is dit nie bediening nie, nog steeds doen uit afhanklikheid. Here, wys my wat is die volgende ding wat ek doen. Here, hoe loop ek nou volgende met, ek vat julle sommer, ek sê nou nie fietsry nie, maar vat fotografie self as 'n voorbeeld. Iets wat jy blerry goed doen, maar is dit nog steeds iets wat ons weeg, en Here, wat is, moet ek ja sê vir hierdie kliënt wat vorentoe kom? Gaan hierdie vir my goed wees? Is hierdie iets waarvoor ek moet ja sê, maar uit 'n afhanklikheid uit steeds, jy word toevertrou met hierdie werk wat jy doen. Jy het talente gekry, jy het gawes gekry, jy word toevertrou met dit, maar nog steeds verheerlik ons die Here daarmee. Nog steeds, wanneer mense in aanraking kom met jou, ervaar hulle die Here, ervaar hulle afhanklikheid wat jy het in elke posisie. En dis waarvoor ek bang is, dat baie kere, ons praat baie oor, soek allereers die koninkryk van God. Daai skrif, kom ek los my stukkie nou uit. Soek allereers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Maar hoeveel keer probeer ons onsself nie in 'n posisie sit, dat okay, dis Here, ek het hierdie gat nou gedruk in die muur, great, asseblief sorg vir my. Nou beweeg in hierdie rigting, asseblief sorg vir my. Sonder dat ons beweeg het in die eerste plek vir, Here, is dit die ding waardeur ek moet beweeg, sodat U vir my kan versorg? Het ek God se koninkryk gesoek in hierdie posisie, en ek wil dit so huis toe vat vir myself ook, dit self in worship. Is daar kere wat ek het altyd die koninkryk eers gesoek het, of was daar ander kere wat ek iets anders gesoek het? En dis hoekom ek bietjie bly is vir teruggaan en nie so sterk op die kom ek sê worship scene gaan wees nie, sodat ek kan evalueer. Ek sien eintlik uit om te kan evalueer, om te kyk, Jesus Here, ek vra om verskoning vir daar waar ek dit nie gedoen het nie. En hy sal vergewe, en dis nie dat ek eweskielik gaan brand of alles wat ek opgebou het nie, maar Jesus Here, wanneer ek weer in so 'n posisie tree, asseblief, soos wys my waar is dit wat ek iets verkeerd gedoen het. Wys my waar is dit wat ek my hoop, my vaardigheid in myself gesit het, eerder as in die talente wat U vir my gegee het. Dis my vrees dat ons rotine en ons gewoontes raak die ding wat ons volg, meer as die leiding van die Gees. Want dit is nie altyd so maklik nie. Dis nie altyd, maar hierdie werk al vir 5 jaar, en ek is een van daai mense, ek weet, dis baie kere soos, ek weet, toe ek hierdie ding so gedoen het, het hy gewerk. So Lise, doen dit so, want dit het gewerk. En baie kere kom ons in 'n nuwe posisie, en ek sê nie altyd dis nou met die deur toemaak nie, maar in die volgende tree wat jy weer so iets kom, is dit net gewoonte, of is dit, wat is my afhanklikheid in hierdie situasie, veral met mense? Daar's altyd iets anders as dit kom by die bediening van mense, met bediening van versoening. So in al jou wees, Spreuke 3 vers 5, ek het gelees, sorry. Spreuke 3 vers 5 tot 7. Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie op jou eie wysheid nie op jou eie gewoontes nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Ek is besig met teologie nog, maar met die stats, en een ding wat veral in Rigters is my een van die frustrerendste boeke, want jy sien soveel keer die Here kom deur vir jou, en dan sê jy soos, ek gaan weer, dis is vir daai kind wat jy sê, moet jy nie swembad spring nie, dan besluit hulle net, dis wat ek doen, en dis wat die Israeliete heeltyd doen, aan die einde van die boek, sê dat hulle het gedoen, wat was wys in hulle eie oë. Israel het gefunksioneer asof hulle geen koning gehad het nie. Elkeen wat hier sit, jou koning is Jesus, korrek. Al die koppe skud, great, as jy so gemaak het, hy is ons koning. So ek wil nie funksioneer soos 'n Israeliet wat al vir die 6de, 7de keer, hulle was 6 of 7 keer was hulle gered,
elke keer hierdie genade trein probeer ry dat okay, ek het 'n fout gemaak, maar dit was lekker. Ek gaan want aan die begin was daar gesê dryf almal uit sodat jy nie. Jy het al vir hulle gewaarsku daarteenoor. Dryf almal uit sodat jy nie in 'n posisie kom dat jy ander gode begin aanbid nie. En dis presies die fout wat hulle gemaak het omdat hulle die res getrou het, omdat hulle toegelaat het net hierdie klein bietjie ingekom het. Stel ek myself in 'n posisie dat ek nie meer afhanklikheid wil wees of afhanklikheid wil hê nie meer wil funksioneer met afhanklikheid nie. En dis wat my bang maak. Ek wil nie funksioneer op 'n plek hê dat ons nie kan nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou pad regmaak. En dis hoekom ek wil sê as jy ek weet nie hoekom ek gesê 'n gat in die muur slaan nie, maar as jy iets doen, as jy iets funksioneer, as jy met die motorfiets op hierdie ek wil nie eers sê op die ramp ry of wat ook al nie, maar as jy iets gaan aanpak, Here, is dit in U wil? En dan weet ek U gaan vir my versorg. Is dit U wil eerste plek? Want dan weet ek die versorging gaan kom, wil ek sê. Meer as ek gaan en ek hoop ek hoop U is maar daar. Ek vertrou U gaan daar wees. Meer as Here, as ek weet ek doen wat U in U wil is, sê U skrif vir my. U gaan my paai gelyk maak. U gaan daar wees vir my. So wees bruikbaar. 2 Timoteus 2 vers ek gaan van 20 tot 21. Ja, ek gaan my foon moet uithaal vir dit want ek wou gisterand, ek het dit nie bygesit nie. En daarvoor vra ek om verskoning. Nou moet jy soos break musiek wees. Interim musiek. Net sodat ek gou vinnig kan uitkom by so vers 20 behoort jy daarop te wees, maar vers 21 is dit. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout, van aardewerk en sommige tot eer, maar ander tot oneer. Vers 21. As iemand hom dus hiervan deeglik rein, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir die goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Rein hart is vir my so 'n belangrike ding want ons kan ligte hê, ons kan smoke machines hê, ons kan 'n volle band hê, ons kan ek weet nie kom ons sê Corey Asbury wat sing en die tannie van Bethel wat sing, maar is daar nie reinheid in die oomblik nie? Waarop is jou krag? Waarop is jou worship? Waar is alles gebaseer? Waarmee word jou koel gelaai wanneer jy nie betrokke is met dit nie? Gaan kyk enige persoon wat selfs nie gered word wanneer hulle bedoeling, wanneer hulle hart rein is, Jesus die Here volg hulle. Die Here beweeg saam met hulle. En ek vertel op 'n tyd van dit was Reinhard Bonke, die ou wat hom gestop het in die mielievelde terwyl hy so gery het en hom sê doop my asseblief in die Heilige Gees. Geen kennis oor skrif nie, net gehoor wat Reinhard Bonke gesê het en daarna nadat Reinhard Bonke dit tog gedoen het, was hy die ou wat revivals gelei het. Hoekom? Rein hart gehad. Nie geweet nie sy eie doel gevolg nie. Vertrou op dit om hoeveel hordes mense te lei na die Here toe, maar as omdat sy hart rein was. Wat sien ons in die bergpredikasie? Wat Jesus sê, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. God sien is nie uit en uit eendag kom hy beloning vir ons almal, maar God sien in elke situasie waarmee hy besig is. Sy teenwoordigheid, sy geloof, jou geloof in hom, sien hoe hy funksioneer, sy hand. So wees die persoon wat rein van hart is sodat jy God kan sien. Ons moet rein wees sodat ons gebruik kan word deur die Here, sodat wanneer ons dis een van die moeilike dinge as dit kom by profeteer. Jou hart moet rein wees. Jou liefde is die een ding wat jou profesie so dryf. As ek sukkel met hierdie persoon, is een van die moeilikste dinge om hulle te doen, dit wat die Here sien oor hulle, iewes skielik vir hulle oor te bid, iewes skielik vir hulle oor te sien. Ek moet in liefde optree vir daai persoon. Maak nie saak wat daai persoon gedoen het nie. Ek moet 'n rein hart hê wanneer ek hom betree. Nie, ek het nou laasweek die deur toegemaak op my gesig, maar nou sal ek vir jou profeteer, boetiekie. Dis nee, ons beweeg steeds in liefde, steeds met 'n rein hart wanneer ons selfs profesie betree. Filippense 2 vers 12 tot 15. Ek is sommer hier so 1 tot 12. Kortse, wat het hier gebeur? Nee. Kom ek lees gou, sorry, ek gaan na my foon toe gaan, Monique, ek weet nie, as hy 12 tot 15 daar by jou? Ja, ok, want hier so is hy 1 tot 12, sorry vir daai, ek gaan dan nie weer lees.
Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Ja, so jy weer klik, dis ek soos het ek iets gemis. Werk jou eie heil uit. Bewerk jou gehoorsaamheid, bewerk dit waarmee jy funksioneer, bewerk jou roeping, bewerk jou werk waarmee jy toevertrou, bewerk dit. Ons is nie geroep om great cool jy het, en dis hoekom ek aan die begin ook sê, ons is 'n kanaal van seën, ons is 'n kanaal vir die Here, ons is nie 'n reservoir nie. Ons is nie besig om Here, dankie dat U dit aan my toevertrou, dankie dat U dit, wat maak jy met dit wat hy vir jou toevertrou? Is jy besig om die Here te verheerlik daarmee? Is jy besig om koninkryk uit te brei? Ons word geroep om disippels te gaan maak en nie net 'n disipel te wees nie. Ons kan nie reservoirs wees. Jy bewerk jou gehoorsaamheid in alle aspekte. Dis hoekom ek praat oor beoefen jou godsaligheid, beoefen jou geestelike fiksheid. Ons moet voortdurend vorentoe hardloop. Hierdie is nie op die bord nie, maar 1 Korintiërs 24 wil ek gaan na toe spring. Ek het gewonder of ek wil 1 Korintiërs, ek gaan dit kan lees nie, want ek het nie gesê wat se vers nie. Kan nie onthou nie, sorry. Volbringing van werk. Johannes 17 vers 3 tot 4. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, en die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Ek het U verheerlik op die aarde, sê Jesus. Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. As daar iets is wat ek vir jou wil hê, jy moet mee uitstap vandag, behalwe 'n rein hart, is jy in so 'n posisie dat jy kan sê, Here, dit wat U my toevertrou het ek volbring. Toe U vir my gesê het, hardloop 'n marathon, is Afrikaans, hardloop 'n marathon, het ek gedoen met alles in my wese, om dit te doen tot die beste van my vermoë. Het ek funksioneer soos wat U wou gehad het ek moes. Self Jesus sê vir God, onderdanig aan God in hierdie posisie, ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. En dit is iets wat ek wil hê ons elkeen moet op kan fokus, op kan funksioneer, uit kan funksioneer. Hy is heilig, hy is waardig, hy is ons God. Ek het so 2 skrifte en dan is 'n deeltjie wat ek vir ons wil lees, net om te luister. En ek was man in voorbereiding. Lees het vir my so 'n nuwe Bybel gekoop, so baie mooi ding, maar man, ek het so sleg gevoel later. Ek het nog nie vir jou gesê, dit is seker fyn nou. Want ek het 'n tissuetjie tussen die Bybel. Nou kom dit uit. Jy kan nie nou met my beklei nie. Mense is hierso. Sy beklei regtig nie. Sy beklei nie met my nie. Nee, sy sal nie. Sy sal nie. Ek sê vir sy sal nie. Man, maar soos wat ek hier deur lees, huil ek en wens jy toe die oomblik verby is en ek kyk af, dis net trane op die Bybel en is hierdie dun papiertjie so raai ding begin so maak. Hy is nie meer so lekker glad nie, so ek het die tissuetjie draai die Bybel om want ek was in Openbaring en ek sit hom neer met die elleboog op hom as ek soos papier ek nou droog. Vir jou gaan ek nou uitsorteer. So Jesus was self in 'n posisie wat hy sy werk wil volbring wat deur hom gedoen is. As ons sien die een ding wat Jesus self sê wat hy gedoen het en dis amper vir jou 'n sleutel vir hoe jy kan funksioneer. Hy het nie een ding gedoen wat hy nie die Vader sien doen het nie. Moet nie betrokke wees, moet jy beweeg in iets wat jy nie die Here se hand in sien nie, wat jy nie sy teenwoordigheid ervaar, sy vrede in ervaar en as jy self profeteer oor die situasie wat jy nie hom beleef daarin nie. Selfs Jesus, die heiligste van die heiligste, het gevoel dit is nodig om te doen. Dat dit wat die Vader doen, wil hy net doen. Hy wil niets anders doen. Hy was gefokus, hy was gehoorsaam, hy was afhanklik van God se teenwoordigheid, van God se leiding. Hoeveel te meer met ons nie? Psalm, ek gaan daai Openbaring los vir laaste.
Psalm 119. En JC maak ook hierdie grapie, ons gaan gou die hele Psalm 119 lees. So blaai asseblief saam met my. Ons gaan nie dit doen nie. Dit gaan heeltemal te lank wees. Psalm 119 vers 9. Hy is nie daar nie. Ek het nie, dit is nou met die voorbereiding. Waarmee sal die jongelinge sy pad suiwer hou? Elkeen van julle is nou 'n jongeling. Net so by the way. Hulle het 300 jaar oud geword, as jy vandag 50 of selfs 60 is, jy's 'n jongeling. Dan is ek baie excited. Hoe tik sou ons is jongelinge. Waarmee sal die jongelinge sy pad suiwer hou? Hoe hou jy jou pad rein vir Here? Deur dit te hou na u woord. Vers 10. Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Here, hoe loop ek hierdie pad in lyn met u? My hart rein vir u, my hart rein vir waarmee ek funksioneer vir u. Fokus op sy woord. En dis nie uit en uit net skrif nie. Dit wat hy oor jou droom, dit wat hy al vir jou gesê het, dit wat jy gedroom het al. En jy is seker dit is van die Here. Dis die woord wat oor jou uitgaan, dis die roeping wat oor jou uitgaan, dis die werk wat oor jou uitgaan. Ek sê weer, waarmee sal die jongelinge sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Psalm 51, is die tweede laaste. Ek weet daar is een of ander running joke dat ons as ek sien myself nog steeds op 'n storie, maar dat ons altyd sê ons land 3 keer. Ek het nog nie gesê ek land nie. Maar Psalm 51 vers 12. Verwerp my nie, dis nie wat ek wil sê nie. Daai is vers 13. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Gisterand was jy besig om te pak, maar ek vir die trek, maar ek speel so 'n liedjie van Rent Collective. Ek gaan nie nou ek gaan seker. Maar hy sing create in me a clean heart. En die res van die heiligmakingsproses, korrek, sing hy later, jy's nog nie klaar met dit. You're not finished with me yet. En tot die dag wat jy laaste asem uitgee, is daar heeltyd iets wat hy gaan bewerk binne jou. Hy stop nie, hy rus nie. Hy is nie iemand, hy wag vir jou. Soek, jy sal vind, klop, vir jou sal oopgemaak word. Hy is die iemand vir jou wag. Wil hy moet funksioneer uit so 'n plek uit. En dan laaste, net om te luister, Openbaring 1, vers 12 tot 18. Hiermee wil ek afsluit, net, Jesus is heilig, mag hierdie heiligheid wat aan hom beskryf word, mag hierdie waardigheid wat Johannes nou hier skryf, mag dit in jou kop spoel wanneer jy betrokke is met enigiets, besig is met enigiets, as jy besig is met 'n uitreik. Ek gaan spring sin toe. Ek was altyd bang vir uitreike. Ek is mal oor mense, maar Jesus, dis 'n konfronterende ding wanneer jy iemand moet betree en iewes skielik vir hom moet vertel oor nie wat hy in moet glo nie, maar hoop dat hy tog doen. Hoop dat hy die waarheid daarin sal sien. En nou op 'n tyd dink ek was dit meer weer eens meer ek. Here, hoe gaan ek hierdie nou reg kry? En nou is ek in 'n posisie en die deurbraak het eintlik gekom in daai restaurant. Ek sal nou dit verduidelik. Nou is ek in 'n posisie van Here, ek is hier vir om U te verheerlik. Ek is hier om U werk te doen, om mense te vertel van U. Ek plant nou die saad, U is die een wat dit gaan water. U is die een wat die werk verder doen. U is die naprediker nadat ek daar was. En as die mense jou wegjaag, great. Wat ek oor praat met haar, en dis vir my baie groot deurbraak gebeur het. My maale was hier van Namibia af. Dit was so 'n maand terug. En ons sit in die restaurant en daar kom so 3 mense in. Een van hulle is blind en dan is dit ek neem aan 'n vriend en sy vrou. En hulle gaan sit en daar's iets binne my wat brand. En ek wil nie opstaan nie, ek wil huil, ek voel ek wil lê, nie uit moegheid nie, maar net soos ek weet nie wat om te doen met hierdie gewig op my nie. En dis vandat ek hom gesien het en ek stoei nou, okay, Here, maar dit is 'n restaurant, dis 'n fancy restaurant, daarom het my ouers betaal. Dis 'n fancy restaurant. Erik. Kom maar, ons kan nou so sing. Sorry man. En dis 'n fancy restaurant, so dit is nie jou tipiese kom ek praat met jou of so my taktiek is een ding, niemand anders sien my nie. So ek's laag. Ek's by die tafel en ek praat met mense en ek sê I don't want to be intrusive. Was Engels want al met so plekkie Afrikaanse mense braai. Hulle eet nie
vis op 'n netjies restaurante met ek weet die goedjies wat jy vou en dit lyk nie eers so flippend servet nie, dit lyk meer soos ek weet die ornament iets in die huis wat jy moet plaas. So dit is nie die tipe plek wat jy dit moet doen nie, maar en ek eventually ek sê vir Lisa soos ek beland en sy sê go. En ek's bly ek het. Ek gaan na die ou toe en weer eens my mentaliteit daartoe is, Here, ek wil nie 'n plek wees dat ek nee gesê het nie. Want wat as ek sê vir Lisa op pad terug, ek wil nie huis toe ry en sê, maar wat as die Here hier deur gekom het? Wat as hy tog sy hand op hierdie ou gesit het en hy was genees nie? En ek praat oorspronklik is my fout en dis een ding. Ek praat nie met hom nie. Hy's blind, hy kan hoor. So ek kon met hom gepraat het. Maar maar nou is 'n snaakse ding oorspronklik vra ek hom en ek praat met hom en ek sê vir hom soos wel vir hulle, soos ek wil graag vir hom bid en is nie uit 'n plek uit van klein en fyn, jy het 'n probleem, ek wil so graag vir jou soos wil jy hê die Here moet vir jou deurkom? Is dit iets wat jy vertrou die Here moet vir jou deurkom want ek is die een wat in die posisie wil wees vandag. Ek is die een wat bereid is, Here stuur my en nou is ek in hierdie posisie, Jesus ek wil hardloop met dit. Of dit gebeur en of dit nie gebeur nie, ek hardloop veel meer vir die gehoorsaamheid sodat die volgende keer wat so iets gebeur en dit sal gebeur dat ek is soos, sjap, kom ons doen dit. En as ander mense soos, dat ek eerder in die posisie van afhanklikheid, eerder in die posisie van, Here, dis U wil wat vir my saak maak, meer as wat mense gaan dink, meer as wat enigiets anders gaan gebeur. En ek praat toe en dis nou weer die ander kant. Vir my was dit snaaks, ek het in die oomblik gelag, ek het buite die huis of buite die restaurant gelag. Toe ek van praat oor soos ek wil tog vir hom bid en hy vra toe vir my in die begin soos kan hy ietsie sê? En ek sê ja. En dis alles Engels, maar hy sê toe van sy perspektief af en in my kop is ek soos ek kan seker nie. So ek kan nie daar lag nie, want my kop is net in daai oomblik soos en vir my was dit snaaks, nie seker nie, ek hulle het nie gesien ek lag nie. Maar die punt kom toe, hy sê hy sal sy werk verloor en hy's baie gelukkig met sy vrou, baie gelukkig met sy kinders. So dankie vir my hart, maar hy wil nie. Ek kan hom nie forceer nie en ek dink dit raak baie vinnig sodra jy al weet jy dit is die volle waarheid, dit is die Here wat vir jou druk. Al wil hulle nie, dit raak baie vinnig weer 'n vuil ding wanneer jy besig is om te druk. Want as jy het gedoen, was die deur oopgemaak, was dit waarvoor jy gehoorsaam was toegelaat, as nie, Here ek stap hier weg en ek weet ek was gehoorsaam. Toe ek anyway huis toe met wat as? Want toe die ou nooit ja gesê nie. En van daar was dit iets vir my veral met uitdrukke baie oopgebreek in terme van ek's net die persoon wat in die posisie staan. Wat ek agterkom en dis my laaste ding voordat ek lees, wat ek agterkom baie keer, ek het laas keer ook gepraat, baie keer dat die finale vir die mense is wanneer jy met hulle praat, is as hulle nee sê aan die einde, sê ek vir hulle, as die dag kom en jy maak nie die besluit nie, wil ek vir jou vandag sê, jy kan nooit sê, jy het nie geweet nie. Ek wil nie in die posisie wees dat ek het vriende, baie lanklaas oor gepraat en hulle is op my hart en ek moet eintlik beweeg. So ek sê nou vir myself voor julle is my getuies, dat hulle eendag moet kan sê, en ek dink julle fokus gaan ek wees daai dag of enige ander vriend nie, maar eintlik, Here, ek het nie geweet nie. En was ek in die posisie wat ek eintlik vir jou kan vertel, wil ek in daai posisie wees dat jy eintlik nie, dis die punt is nie dat jy 'n verskoning gaan nie om te sê, maar ek het nie geweet nie. Dit lyk veel meer erger op die mense wat rondom jou is. Vir ons as gelowiges is die waarheid vir jou soveel die waarheid, hierdie raak 'n evangelistiese preek nou, is die waarheid vir jou so die waarheid, dat jy tot niks sal stop om dit te verkondig nie. En dis hoekom ek uitreiker is my deesdae maklik, want dis die een ding wat ek doen. Sê die waarheid wil hê, great. Sê die waarheid nie wil hê nie, 'n volgende keer hoop ek. Nie, ek sny jou af nie. Openbaring 1 vers 12 tot 18. Johannes wat sê, toe draai ek my om te sien watter stem het met my gespreek. Hier gaan ek alweer. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed wat tot op die voete hang en gegrond om die bors, met 'n goue gordel, ek kan nie sien nie. Sy hoof en hare was so wit soos wol, so sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete blink soos blink koper wat gloei soos in 'n oond. En sy stem soos die stem van baie waters. En sy regterhand, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp 2-snydende swaard het uit sy mond uitgegaan,
en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: "Moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Die Here het klaar oorwin. Die Here is klaar meer as heilig. Die Here is waardig van elke ding wat ons kan bring aan hom, elke ding wat ons kan werk vir hom. Ons God, nie 'n God wat ver af is nie, 'n God wat in verhouding met ons loop. God wat jou hart wil hê, dat jou verantwoordelikheid, jou gehoorsaamheid, jou afhanklikheid aan hom wil hê. Die enigste geloof waar ons sien ons heers saam met ons Heer en nie in 'n ver af plek weg van hom af nie, saam met hom, kinders van God. Sy kudde, sy skape. Hy is die een wat ons beskerm. Hy is die een wat by die hek staan. Heilig is hy. Ek gaan sommer net vir ons afsluit. Here, dankie dat U heilig is. Waardig van soveel meer as wat ons kan bring. Here, ek vra dat U 'n rein hart in ons elkeen wat hier sit sal skep. Here, 'n hart vol van U. 'n hart wat soek en jaag na U wil. Here, mag U wil geskied in ons. Nie ons eie nie, Here. Mag ons eendag daar voor die hekke staan en voor U staan en sê, ek het U werk volbring. Dit wat U aan my toevertrou het, het ek volbring. En mag ons hoor, well done, good and faithful servant. Here, ek vra dat U ons sal bekragtig, ek vra dat U 'n braafheid in ons sal skep, dat ons sal vorentoe beweeg, nie terugkyk, nie rondom ons kyk nie, Here, maar vorentoe hardloop, elke keer na dit wat U toe vir ons sê om te doen. U is ons God, U is ons Heer, U het ons teen 'n duur prys gekoop. U het U seun vir ons gestuur. En hy het die prys vir ons betaal. U is ons God. En U is kosbaar vir ons. Ons is lief vir U. Here, my gebed is dat ons elkeen 'n verhouding soos nooit tevore met U sal aanknoop, Here, 'n verhouding wat wil hoor wat U sê, 'n verhouding wat wil lees wat U sê in die skrif, wat wil leer van U karakter, wat wil meer weet en net sit by U voete. Here, maak dit maklik vir ons. Maak ons honger vir U hart. Here, ek vertrou dat dit wat ek bid, elkeen se hart is wat U voor my sit. U is kosbaar. U is heilig. Help ons om heilig te wees omdat U is. In Jesus naam. Jesus, 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 Jesus. Voor, agter, bo, rondom ons, in ons. Kosbaar is U vir ons. Heilig is U vir ons. Here, ek vra dat U die begin en die einde van alles is wat ons doen. Die Alfa, die Omega. Here, maak ons afhanklik van U, afhanklik van U woord, afhanklik van U teenwoordigheid. Dit is ons erfporsie eendag, Here. U teenwoordigheid, U volle teenwoordigheid, konstant. Ons God. Here, ek vra dat U elke persoon wat hier is vandag sal seën op hierdie Sondag, Here. Hou hulle veilig by die huis, tot by die huis. Here, mag hierdie vlam wat U in ons aansteek vanmôre nie uitblus nie, Here.
Mag ons hom bly voer, mag ons bly nuwe kole, nuwe hout opgooi, Here. U is ons eerste prys. In U naam ontval. Amen.